Dankie. Jaco, ek het 'n kort standpunt geskryf wat ek nou geneem het uit alles wat gesê is hier. Ek hou dit dan graag voor. Ek hoop is leesbaar. Miskien kan ek dit nog so 'n bietjie groter daar maak. Net met verwysing na die ad hoc konferensie vandag. Verskeie organisasies is in die verlede en nog steeds betrokke in die aksies van die ad hoc groep vir die beskerming van eiendomsreg. Ons doel is om eiendomsreg te bevorder en onteiening sonder vergoeding staan lynreg teenoor die meeste beginsels wat ons bevorder. Die ad hoc groep vir die beskerming van eiendomsreg het tydens 'n konferensie op 9 September insette van verskeie kundiges, politici en rolspelers in die ekonomie en akademie aangehoor. Veral het ons kennis geneem van persepsies in die FSA oor Suid-Afrika. Die konferensie het na alle insette en beskikbare dokumentasie en feite wat voorgehou is, die volgende aanvaar. Met die tema van die konferensie eiendomsreg, die sleutel tot vrede, bevestig die ad hoc groep dat eiendomsreg vir alle Suid-Afrikaners 'n nasionale prioriteit moet wees. Die ad hoc konferensie bevestig die noodsaaklikheid van eiendomsreg vir alle Suid-Afrikaners binne 'n vrye markomgewing. Ons neem kennis dat verskeie beleidsraamwerke geïmplementeer is om die oordrag van grondeienaarskap te bevorder. Die data en statistiek is ook tydens die konferensie beskikbaar gestel. Ons het kennis geneem dat die staat en die regering telkens hulle eie grondhervormingprogramme ondermyn en laat misluk het. Die aanslag op die grondwet is deur die politieke partye en die burgerlike samelewing gestuit. In Januarie 25 is die onteieningswet geteken en maak dit die deur oop vir onteiening sonder vergoeding. Die konferensie het uitgewys dat onteiening sonder vergoeding in Afrika deur die gevalle studies het rampspoed en ekonomiese verval vir die lande, Algerië, Tanzanië en Zimbabwe tot gevolg gehad. Met 'n disfunksionele en onbeholpe staat is die potensiaal vir konflik, nou gaan ek net self vinnig hier af, is die potensiaal vir konflik en populistiese optrede altyd 'n ongewenste moontlikheid. Ons verwerp gevolglik president Ramaphosa se populistiese uitsprake in Zimbabwe, wat die land se grondhervormingsprogram geprys het, en ons moet in die lig van die uitsprake opnuut waarsku teen grondbesettings in Suid-Afrika. Dit kan nooit 'n alternatief wees vir die regering se onvermoë met grondhervorming nie. Ons het kennis geneem dat Suid-Afrika al meer 'n radikale beleidsomgewing ervaar met opswepende retoriek en nog meer beloftes. Veral is die risiko van magsverlies en gepaardgaande verlies van voordele vir die ANC 'n ideale omgewing vir 'n eskalasie van onteiening sonder vergoeding. Daarom voorsien ons vir die hede en die toekoms die burgerlike samelewing se goeie wil en verbintenis tot eiendomsreg word deur die ideologiese beleidsraamwerke van die ANC bedreig. Die ad hoc konferensie verwerp die ideologies gedrewe transformasieagenda van die ANC wat destruktief in uitkoms is. Ons is gevolglik van oortuiging dat die ANC nie met eiendomsregte te vertrou is nie. Die ad hoc groep vir die beskerming van eiendomsregte doen 'n beroep op partye en organisasies om druk te plaas op die openbaarmaking van die 2018-2019 Review of State-Owned Land, soos wat professor Willem Gumede uitgewys het, en aanbevelings wat deur die kabinet aanvaar is. Dit kan andersins deur PAIA aansoeke aangevra word. Hierteenoor staan die ad hoc konferensie beroep op organisasies, politieke partye en gemeenskappe vir groter samewerking op gemeenskaplike kwessies. Die oplossing is na ons mening te vind in die vrye mark met eiendomsregte vir almal met individuele verantwoordelikheid. Die ad hoc konferensie sal met alle rolspelers saamwerk om eiendomsreg vir alle Suid-Afrikaners te bevorder. Daarom sal ons dit op alle terreine wat insluit die parlement, media, howe en wat hy ook al uitgewys het verder beveg. En daarom sal die ad hoc groep ook saamwerk met rolspelers wat ekonomiese voorspoed deur plaaslike en internasionale investering as vereiste stel en dit as nasionale prioriteit bevorder. Die ad hoc groep sal graag oplossingsgerig 'n groter fasiliteringsrol hierin wil speel.